Goeiemôre op die 5de Desember maandagoggend en ons begin met koffie met brood vir 2026. Ek het verlede week Vrydag weer 'n video gemaak op die 2de, maar kom ons sê maar hierdie een is die offisiële ene. So welkom by koffie met brood. Daar val hy. Goed, ouder geworde, daar kom 'n Mani op. Goeiemôre Mani, alles seën natuurlik vir 2026 vir almal wat opkom. Ek het al reeds Vrydag seënwense gegee, maar ek sal aanhou gee totdat die maand nou behoorlik begin het. En natuurlik groot nuus reg oor die wêreld wat nou plaasgevind het hier oor die naweek, Vrydag en oor die naweek. En so ons sal daarna kyk en ons sal na ander aspekte kyk van wat aangaan in ons eie land. So goed, kom ons kyk wat gebeur. Kom ons kyk wie kom nog op. Ek het sopas hierso gestort met 'n koue stort. Ek moes altyd die geysers afsit hierso want een van hulle trip, die krag hierdie kant van die huis kom daar reënwater in al vir 'n lang periode. Dis iets wat moet reggemaak word en met al hierdie storms wat ons gehad het hier oor Pretoria en dies meer, het dit net vererger. Dit het so vererger dat ek die een kas se gedeelte moes uitgebou het. Koos, goeiemôre. Hoe gaan dit daar? Maar in elk geval, ons sal terugkom na die normale stand van sake en dinge van doen. In hierdie week en dan natuurlik meer in volgende week. Want hierdie week is ek nog semi-af, as ek dit so kan stel. Nie dat ek ooit af is nie, maar kom ons sê maar ek is semi-af. En ek werk natuurlik op die toep volstoom waar ek kan. Ek kon nie gister nie. Ek wil net vir julle sê, ek het Dolf, goeiemôre. Ek het Saterdag aand het ek 'n plaas gekoop hoor. Ek het uitgegaan buitekant toe, ouder gewoonte soos my gewoonte is om te bid. Dankie Koos. Ek het uitgegaan om te bid, ouder gewoonte. Goeiemôre Jan en Lenet, goeiemôre. En met al die reën en die donderstorms en die goed wat hier so plaasgevind het hier in Pretoria, en dit is nou nog bewolk en dis eintlik koud. Mariaan, goeiemôre. Dis eintlik koud en nat hier buite. En so met al die donderstorms en goed, toe koop ek nou 'n plaas hoor. Ek gly hier buite van die trappe af. Is net 5 trappe. Maar dit is so glad so seep. Goeiemôre Pieter. So glad so seep en ek gly van daai trappe af, maar ek sê vir julle, ek val my moeg. Ek dank die Here, ek het nie my kop gekap nie, maar ek het snymerke hierso, net so op my polse kant, hierdie kant, en op my been agter op my hak, en ek het wat die mense bruise marks oral op die liggaam, my rug, my arm, my stiep agter by my sleutelbeen. So ek het flippend hard geval. Ek het gekrul van die pyn in die nat onder op die trappe en ek het gekruip oor die gras. Net om 'n bietjie momentum te kry voordat ek probeer opstaan het, maar ek was seer. Mense, ek was seer. En ek het 2 moeilike aande gehad. Gisteraand was 'n bietjie beter geweest, maar daai eerste aand, Saterdag aand, ek skaars geslaap. Ek het pleisters opgehad en you name it. En maar okay, ons kap aan. Die fight gaan aan, soos hulle sê, né? Die fight gaan aan. Koffie. Ek het ook baie goeie vordering gemaak op die toep waarmee ek besig is. Ek sal net nou vir julle weer so ietsiekie wys. JC, hoe gaan dit? Ek en JC is nou weer bevriend na ons is skoolpelle gewees jare gelede. En gister is dit al so lank terug, né? Ja, papa. Pierre, shalom, goeiemôre. En hy het opgekom en as vriend op Facebook. Nou ek sê vir julle nee, ons sien nou wat gebeur in die wêreld op hierdie stadium. En ek vra myself die vraag nou, met alles wat gebeur het nou hierdie afgelope klompie jare hier in Suid-Afrika, en hoe agteruit ons land gegaan het. Ons is regtig by 'n punt van, as 'n Engelse mooi
'n mooi woord daarvoor. Dis nie 'n point of no return nie, maar dis 'n punt van julle sien die aksie. Dis daai aksie van alles het vrot geword tot by hierdie punt. En dis 'n punt waar hy kan amper nou nie meer, hy moet nou begin kom by daai plek van verandering. Hy moet. As jy kyk, net 'n eenvoudige ding, 22,000 plus wat Saterdag deur die Beitbrug grens is. Onwettige immigrante wat stroom deur Lebombo. As ek die woord nou reg uitgespel het. Nee? Ons het al meer as 20 plus miljoen onwettige immigrante in die land. Nou, ons het keuses. Afrika kan nie hierdie probleem uitsorteer nie. Hulle kan nie. Hulle het nie die wil nie. Hulle het nie die common sense nie. Hulle het nie die intellektuele vermoë om dit te doen nie. Dis baie duidelik. Ons is nie rassisties nie. Ons weet wat aangaan. En hier in Suid-Afrika weet ons presies wat aangaan. Nou Vrydag, Saterdag was 'n boer weer op sy plaas buite Pretoria, uit 'n sogenaamde koper vir hom geoorrompel en hom vasgemaak aan 'n boom met hierdie ties wat hulle noem, die swart ties. Hom vasmaak. Hy het met sy lewe daarmee weggekom. Beroof. Ek het nie al die details nie. Maar is nie nodig dat ek al die details het nie. Ons kyk hoe die video's uitkom van Afrika, wat Afrika net doodmaak. Nee? Ek sal nou kom by wêreldnuus. Maar kom ons kyk net gou 'n bietjie, fokus net gou vinnig op Suid-Afrika, nee. Ons misdaad en geweldsyfers wat nou onlangs uitgekom het. Moord is 64 moorde per dag. Gewone aanvalle op mense is 466 per dag. Per dag. Molestering, julle weet wat ek bedoel met molestering, 113 sake per dag. Pogings tot moord, 81 per dag. Wel, hulle kom met 64 van dit weg, lyk my. En dan ander van daai tipe misdrywe, julle weet waarvan ek praat, 142. Dis Suid-Afrika. Ek kan vir julle garantie dat baie van hierdie is nie ons eie mense nie. Ek kan vir julle garantie dat baie van hierdie is onwettige immigrante. Soos Nigeriërs in die Kaap wat sê ons neem oor. Julle gaan ons nie stop nie. Ek het weer rustig gisterand 'n bietjie hierdie Marvel movies gekyk en ek het nou weer die eerste Iron Man gekyk. En dit wat ek sê al op Koffie met Brood vir baie jare is presies wat hulle in daai fliek gebruik. Jy weet, dit het ons nou gesien in Amerika. Die ou met die grootste stok wen. That's it. Daar is nie 'n ander manier nie. Nou kom ons in Amerika, wat Vrydag aand gebeur het, of Vrydag terwyl ons geslaap het, toe is dit nou Vrydag dag in Amerika natuurlik. En wat gebeur toe? Caracas, Venezuela word binnengeval. Die Delta groep onderskep vir Maduro en sy vrou. Hulle word weggevoer na New York, suidelike distrik van New York. Pam Bondi dagvaar hulle vir dwelm, kartel, misdrywe, wapensmokkelary, moord op sy eie mense, you name it. Die vrou wat die Nobelprys gewen het, wat is haar naam, Nagado, sy sê sy het 'n regering wat onmiddellik in plek is om oor te neem. Die visiepresident van Venezuela sê, nee, Maduro is ons president. Maar reg oor die Suid-Amerikaanse lande, soos in Argentinië, is daar groot optogte van Venezuelans, as ek die regte woord gebruik, wat celebrate, hulle vier fees, dat Maduro
geonderskep is en uitgehaal is. Hulle is absoluut bly, hulle ruk sy standbeelde af, hulle ruk sy posters af, you name it. Maar hier is die ding, dit was 'n soewereine land. Trump het geen reg gehad om dit te doen nie. Dit was 'n totaal en alle oorlogsverklaring, alhoewel dit gedoen is onder die dekmantel van om 'n dwelmkartel uit te haal en dies meer. Maar Maduro was Venezuela se president. Die mense van daardie land was veronderstel om van hom ontslae te raak en sy bendes. Maar hulle was te bang. Hulle was te bang. Suid-Afrika het natuurlik 'n boodskap gestuur Amerika toe. Hierdie regeringkie van ons is besig om absoluut te laat vir sy eie gat te pluk en hy die aanval in Venezuela verdoem, Ramaplakker en sy bende, en gesê dat dit die Europese Unie se ooreenkoms, die Verenigde Nasies se ooreenkoms, artikel 2.4, het dit verbreek. En hy is heeltemal reg. Die feit dat dit nou doen, is natuurlik nie 'n goeie idee nie, maar hulle is heeltemal reg. Jy sien? En Medvedev van Rusland het ook hierdie hele ding verdoem. Maar daar's lande wat veronderstel is om dit te verdoem en hulle bly net stil. En as julle gedink het dat dit gegaan oor die beskerming van Amerika en teen dwelmhandel en teen al daai goed, dan sit jy die pot mis. Dit gaan nie oor die dwelmhandel nie, dit gaan nie oor die kartel nie. Jy kan 'n kartel uithaal, man, dit is nie so moeilik nie. Hulle het die personeel, hulle het die mense om dit te doen. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor regimeverandering, leierskapverandering, en net om een rede. Amerika benodig Venezuela se olie. Dis al waaroor dit gaan. Nou kyk, as die VSA dit daai kant kan doen, wat keer om Suid-Afrika de mekaar te kom klap en 'n militêre basis hierso op te rig? Ons wit boere sal sê halleluja, maar hier is die een probleem. Ons kan sê halleluja, maar jy sal nooit 'n vrye land hê nie. Jy sal nooit 'n soewereine land hê nie. Nooit nie. Ons boere sal nooit weer soewerein wees nie, as so iets hier moet gebeur. Want al wat Amerika sal doen is, hy gaan nog 'n puppet regering aanstel. Dis al. Dis al. Die ou van Durkou, ja, nee, kyk, dit is net so. Kom ons kyk wat sê JC, kom ons kyk gou hierso. Ek kon net gou, ek het lanklaas met hierdie ou gepraat. My persoonlike mening in terme van wêreldgebeure en is God en vol in beheer. Israel, ja, radikaal weer handomkeer terug te keer na Christelike waardes. Ons moet ander beweeg in die regte kyk om te sien. Jan, hoe lyk dit? Goeiemôre. Jy's reg, JC, maar hier is die ding. Geloof sonder werke is dood. En ek het dit genoem op 'n vroeëre koffie met brood voordat jy opgekom het. Ons kan sit, hande gevou en bid, halleluja, dit gaan nie werk nie. Moses moes na Egipte land toe gaan, hy moes daar gebore geword het. Hy moes daar groot geword het. Hy moes hulle waardes geleer het. Hy was 'n sterk leier in Egipte gewees. Mense dink hy was net hierdie skaapwagter, nee, hy was nie. Hy was 'n prins van Egipte gewees. Hy het alles geweet van wat hulle doen. Hy was opgerig as 'n rigter deur God. En toe sê God, vat my mense uit Egipte land uit. Jy sien, geloof sonder werke is dood. En werke sonder geloof faal. God gee vir ons die kennis, die wil, die intellek, en natuurlik die grootste rede van alles is vrede. Alhoewel die wêreld sê vrede, 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 daar is nie vrede nie. Maar God gee vir ons hierdie goed, en hy gee vir ons die Heilige Gees, om te doen wat gedoen moet word. Het Amerika die regte ding gedoen? Nee, hy het nie. Hy het ooreenkomste verbreek.
Sien julle hoe maklik is dit om 'n ooreenkoms te verbreek as dit jou sak pas? Dis wat hy gedoen het. Sy rede? Nee, ons haal die dwelms van die strate af en ons beskerm Amerika teen die dwelms en al hierdie goed. En Trump hak af en hy sê, Colombia, en hy waarsku die Colombiese president en hy sê, ek gaan jou gat volgende skop, dis sy woorde. Oor jou kokaine stories, maar dit gaan nie daaroor nie. Amerika moet sy eie backyard skoon hou en aan sy sak hou, anderste kan dit vir hom 'n probleem raak met ander wêreldmoondhede. Soos wat Cuba 'n probleem geraak het destyds. Onthou julle die Cuban Missile Crisis? Nee? En nou het jy Medvedev in Rusland wat sê, luister hierso. Okay, as jy ooreenkomste kan breek, dan sê ons nou vir jou, wat jy wil doen in die Oekraïne en daardie minerale rykdomme van die Oekraïne steel, jy wat Trump is, ons sal jou keer. Wat nou? Wat nou, Zelensky? Wat nou? Ek sê nou vir julle, die oorlog in die Oekraïne dit gaan net een van twee dinge wees. En Rusland gaan al twee kere wen. Hierdie is nou ook my opinie, JC. Kyk wat gebeur. Of Zelensky gaan kapitaliseer, capitalize is die Engels, en hy gaan sê, okay, Rusland, julle kan hy grondgebiede hou wat julle gevat het, en ek sal dat daar 'n referendum uitgeroep word, dat die Oekraïense mense kan stem vir 'n nuwe regering. Of dit gaan gebeur, of Rusland gaan sy oorlog eskaleer teen die Oekraïne en hom platvee, en hom vat, heeltemal. En die Verenigde Nasies sal niks daaraan kan doen nie, niks. Die Europese Unie, Ursula von der Leyen sal niks kan doen nie. Want hulle is so bang vir Rusland, hulle kan hulle self nat maak. Dis wat gaan gebeur. Kanse is goed, in elk geval. Nou, die president natuurlik, die visie-president, wat is sy naam, Delcy Rodriguez van Venezuela sê, hulle sien vir Maduro as die enigste president van Venezuela. Die Venezuelans, se mense stem nie met haar saam nie. En Trump waarsku vir haar en sê vir haar, moenie dink dat kan iets erger met jou gebeur nie. Goeiemôre Rudy. Moenie dink dat kan iets erger met jou gebeur nie. En dit is wat in die wêreld aangaan. En terwyl ons slaap, doen Brittanje en Frankryk 'n gesamentlike operasie teen Sirië en hulle blaas 'n islamitiese basis daarop. Blykbaar baie suksesvolle poging, aanval, wat ook al jy dit wil noem. En, maar wag 'n bietjie. Is Sirië dan nie nou meer 'n demokratiese land? Het die president van Sirië geweet van hierdie aanval? In die meantime, in Valais in Frankryk, nie Frankryk nie, in Switserland, hou die mense fees en vier en het 'n verskriklike partytjie, plek slaan aan die brand, 119 beseer, 40 dood. Ek noem hierdie goed om vir julle te sê dat die wêreld is nie meer veilig nie. En Suid-Afrika is ver nie meer veilig nie. Daar is nou protesaksies in Iran besig om plaas te vind teen Khomeini. Die moslems gevaar nou uit teen hulle eie islamleier. So wat gebeur in die wêreld? Wat gebeur in Suid-Afrika? Wat beteken dit vir ons? Is dit nou die tyd vir ons? Is dit nou daai equilibrium tipe tyd? Is dit nou daai tyd? Dit kan wees. Hierso in Suid-Afrika moet ou Guyton McKenzie weer sy mond uitspoel, daai dief, moet hy sy mond uitspoel en sê dat die afdanking van George se brandweermanne is net politiekery mense. George se brandweermanne moet gehersien word en is nie reg gedoen nie en bla 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 bla. Terwyl ons ou hierso sê van Dirke, wat is sy naam? Waar het ek sy naam neergeskrywe? Monjela van Dirkou sê Suid-Afrika moet weer kernwapens kry as 'n teenvoeter, 'n afskrikmiddel teen die VSA.
Die vraag is hy reg of is hy verkeerd? Dit is 'n ja en nee antwoord daai. En die manier hoe jy hom antwoord, moet jy baie versigtig wees. Ek sal sê ja, maar nie onder hierdie regime nie. En nie as 'n afskrikmiddel nie, maar as 'n verdedigingsmeganisme. Want ons kort nie hierdie tipes in ons land nie. Ons kort nie China hier nie. Ons het nie Iran nodig nie. Ons het nie Rusland nodig nie. Ons het nie Amerika nodig nie. Ons soek hulle nie. Ons soek hulle nie. Want hierdie 4 is boelies. Hulle is boelies op die wêreld se speelgrond. En as ons die profetiese woord kan reg uitwerk en reg uitspeel en reg uitloop, dan kan die suidelike gedeelte van Afrika seker die sterkste moondheid in die wêreld word. Die Federale Alliansie het die vermoë om daar uit te kom. Hoekom? Want ons dink reg. Ons morele waardes is reg. Ons gedagte om hierdie 'n land te maak van een God oor alle nasies, Vader, Seun en Heilige Gees. Een land met baie nasies. In 'n federale stelsel. Dis die regte ding om te doen. Is reg JC beste? Is die regte ding om te doen. Jy sien? En die interne probleme wat ons het is veel groter as wat ons kan dink of droom. Daar in Jeffreys Bay is 'n 59-jarige nou gearresteer. 2-jarige kind gemishandel. Die kind het selfs oop wonde. Die Engelse woord is indicament. It's indicament of what's happening in society. Dit is die uitwerking van hierdie tipe beskawing waarin ons nou leef. En soos ek verlede week gesê het, jy weet, 'n mens moenie dink dit gaan nie na jou toe kom nie. Vat die swart burgemeester van Christiana, ek sal nie daai swart naam noem nie, want ons gaan nie name terug verander na wat dit was, oorspronklik deur die boere gegee. Die burgemeester van Christiana. Sy broer is in 'n ongeluk hierdie naweek dood. Toe val hy die noodhulpwerkers aan en die polisie wat probeer help het by die ongelukstoneel. Toe val hy hulle sommer aan. Dis die gemors wat ons mee te doen het. Dis die gemors wat ons mee te doen het. Kabeldiewe is gevang deur gemeenskapssamewerking. 5 kabeldiewe. Ek het hierdie berig neergeskryf omdat dit vir ons wys dat as ons die regte ding doen, word hierdie ouens geblok. Hulle was vinnig gearresteer, hulle het skaars gesteel, deur die gemeenskap saamgewerk met die polisie en boem, is hulle gevang en hulle voertuig en. En terwyl hierdie goed aan die gang is, en dit is net, Johan, en dit is net chaos in die wêreld, maak jy Google Play oop en ewe skielik is daar 'n bankbeursie, digitale bankbeursie van Kanada gelaai. En die mense weet nie eens daarvan nie. Digitale bankbeursie vir Kanada. En sy mense weet nie eens daarvan nie. Stilletjies, net op Google Play gelaai. En voor jou oë uitvee word alles van jou beheer. Jou geld, jou ID, jou paspoort, you name it. Want jy sê, ag weet, dit gaan nie na my kant toe kom nie. Terwyl ons sit en slaap. Terwyl ons sit en slaap, sê Denemarke vir Donald Trump, hou jou hande van Groenland af. Want Trump het nou weer sy mond oopgemaak. Nee, ons moet Groenland hê, ons moet Groenland hê. Denemarke sê vir hom, ons het 3 state, jy sal jou hande van ons state afhou. Maar Denemarke is nie opgewasse teen Donald Trump nie. Nooit nie. Dink jy Trump gaan hom laat keer? Trump is reg en verkeerd. Hy is 'n diktator op sekere gebiede en hy is 'n president op ander gebiede.
Trump is eintlik 'n groot wêreldboelie. Maar hy boelie die regte ouens op hierdie stadium, op een gebied, en op die ander gebied boelie nie die regte mense nie. Hy speel al twee kante van die draad, hierdie ou. Dit is net hoe dit is, en ons moet dit verstaan. Ons moet kan sien hoe hy dink, en hoe hy gaan optree in ons land. En Duitsland wil ook nie hoor nie. Hulle wil ook nie hoor nie. Daar was nou weer in Berlyn 'n brandstigtings, wat sal hulle dit noem? 'n brandstigtingsaanval, waar Berlyn gesit het sonder krag, 'n groot gedeelte van Berlyn. Hulle wil nie hoor van onwettige migrante nie. Hulle wil voeter in hulle linkse pad, maar laat hulle voeter. God het 'n plan met Duitsland en die AfD sal in beheer wees. Wat ek nou, natuurlik het China ook Trump se stories verdoem. Dit het ons geweet gaan gebeur, so Rusland, China, Suid-Afrika. Suid-Afrika. Die New York Times sê Trump se optrede is onwettig, maar hy gaan hom nie daaraan steur nie. In die meantime het die FBI in Amerika 'n 18-jarige, lyk soos 'n Meksikaner, Christian Stardiva, gearresteer vir 'n beplande ISIS terreuraanval op 1 Januarie. Hulle het die laaitjie gearresteer. Hy's 18 jaar oud, man. 18 jaar oud. Hoe radikaal moet jou denke wees op die ouderdom van 18? Gister op 18 het ons nog gesweet. Jy weet, net voordat jy 18, jy het 18 geword in matriek, en jy het begin dink aan army toe gaan. Nee? Jy het begin dink aan hoe jou toekoms gaan lyk. Jy het geweet, jy moet army toe gaan. Dan is daar ouens wat polisie toe gegaan het, en ander ouens wat, man, ek sê julle was bang geweest, en hulle is poskantoor toe. My persoonlike opinie. Geen ruggraat nie. Werk vir die poskantoor. Onthou julle daai dae? En as jy vir die poskantoor gewerk het daai tyd, tough luck vir jou. Ek sê jy het nog steeds nie 'n ruggraat nie, maar in elk geval, dis ek. In elk geval. Hierdie minister, Mette Frederiksen, is 'n vrou daar van Denemarke. Sy gaan nie terugstaan vir Trump nie. Nie dat sy iets kan doen nie, soos ek sê, maar sy gaan nie terugstaan vir Trump nie. En dan om terug te kom, om net terug te bring hier na ons toe. Mense, ek onthou as 'n jong man het ek Pretoria se dieretuin besoek. Pretoria se dieretuin is nou 'n misoes. Diere is besig om te vrek en plek val uit mekaar uit. Dis die tekens van hierdie tye. It's indicative of the situation and the times. So wat dit is. Ek vat 'n sluk koffie. Maar ons het hoop. Ons het goeie hoop, man. Ons praat op ons verskillende rade. Ons het nou 2 rade op hierdie stadium. Die federale raad en dan ons die boereadviesraad. Ons praat op hierdie rade en die dingetjies loop. Net te stadig vir my op hierdie stadium, maar hulle loop. En ek sê nou vir julle, as ek daar die fondse gehad het, het hulle baie vinniger geloop. En ek weet wat ek kan vermag, en ek is besig daarmee. Ek het Vrydag vir julle ietsie gewys, ek gaan nou gou vinnig weer vir julle ietsie wys. Julle moet vinnig kyk, ek kan nie alles vir julle wys nie. Ek werk nog hier aan, hoor. Maar kyk gou. Ek gaan 'n bietjie skraal. Ek is besig om 'n Rolls Royce te bou. Nie 'n gewone een nie. Kom ons vat gou hierdie ouetjie hierso. Kom ons vat sommer gou hierdie een. Daar sê. So ons werk nog aan hierdie ouetjie. Dis nou my volgende poging vandag. Hierdie is nou die volgende gedeelte. So. Hierdie toep het die vermoë om die fondse te genereer wat ons nodig het om uit hierdie gemors uit te kom. Hy het die vermoë. En ek wil deur die genade van bo by die begin van volgende week moet hierdie ding klaar gebou wees.
Al is dit net die voorste gedeelte, dan kan ek dit vat na finansiers toe. En dan gaan die kite vlieg. Want dan sit net die front, die back-end wat gebou moet word, en dan kan hy gaan op Google Play, en ons kan hom loods. Ek moet natuurlik die adverteerders nog opkry, maar ons het 'n persoon wat daarna gaan kyk, ook volgende week, wat ek gaan inbring, gesels, meeting hou, ensovoorts, maar ons operate. Ons operate. Ek het nie stil gesit hierdie Desember maand nie. Ek het seker nou al in totaal, hierdie seker die 12de week, wat ek nou aan hierdie ouetjie werk. Of die 11de week, ek dink die 11de week, wat ek aan hierdie ouetjie werk, ja. Ons doen wat gedoen moet word. Jy sien, dit is my motto, my credo, is, as jy nie alles opgeoffer het, vir 'n ideaal nie, het jy niks opgeoffer nie. Niks. If you haven't sacrificed everything, you've sacrificed nothing. So die vraag is wat elke persoon moet vra in Suid-Afrika is, waarin glo jy? Waarna soek jy? Wel, dis vrae. Wat wil jy hê moet gebeur in hierdie land? As jy dink dit gaan gebeur deur 'n politieke bestel, is jy 'n spesiale tipe stupid. Dit gaan nooit gebeur nie. Dit moet deur die gemeene wet kom. Dit moet deur die morele kode van God kom. Dit moet deur ons eie kultuurwette kom, om verandering te bring. Dit moet deur samewerking en selfbeskikking kom. Daar's nie 'n ander pad nie. En ons kan dit doen. Ons kan dit doen. So wat is jy bereid om te offer, of op te offer? Jy kan in hierdie ding belê as jy wil. Jy gaan nie 'n fout maak nie. As een man wat my gekontak het vir einde Januarie, maar teen einde Januarie wil ek al beweeg, man. Ek wil al beweeg teen einde Januarie. En dit kan dalk nie eens gebeur vir einde Januarie nie, wat hierdie persoon aanbetref. Maak die saak nie. Dalk gebeur dit. Kry. Maar ek wil beweeg. Ek is moeg. Weet julle, ek is moeg vir koffie met brood, man. Eerlike waarheid. Ek praat net waarheid. Ek doen dit nou al vanaf 2020. Waar ek deur gemors nuus moet gaan. Kyk wat in Suid-Afrika aangaan. Die leuen sien in die wêreld, die moord, misdrywe, you name it. En dit het my by 'n plek gebring waar ek absoluut gaatvol is vir die dinge van hierdie wêreld. Dink julle nie ou raak moeg vir die goed nie. Maar omdat ek weet, dat Vader vir my hierdie job gegee het, sal ek nie ophou nie, totdat daar 'n federale alliansie in Suid-Afrika is. En die dag wat daardie federale alliansie gestig word in Suid-Afrika, 100%, en die mense is vry, en ons man en die vrou in die blou rok loop met die bos blomme deur die veld. Nee, en ons sweer weer ons ede aan God, die geloftes wat ons gebreek het, al 4 van hulle. En ons bring dit weer in fokus. Nee, ek sê vir julle, daai dag is ek klaar met koffie met brood. Daai dag maak ek 'n franchise oop in Suid-Afrika. Koffie met brood. En jy waar jy kan lekker koffie kan kry teen 'n goedkoop prys, en broodjies, en you name it, en chill, en jy kan koerante verniet lees, en. Dis wat ek sal doen. En ek sal 10% oorhandig aan iemand in die familie om te ran. Want ek gaan nie meer worry nie. Want ek my job gedoen. Miskien is dit harde woorde vanoggend, maar dit is wat dit is. Daar's mense wat koffie met brood kyk, en julle weet wie julle is. Julle stel nie belang om aan te sluit by die federale alliansie nie. Julle doen dit nie.
Daar's mense wat aangesluit is wat glad nie eens ledegelde betaal nie. Hulle hou van die gemors wat in die wêreld aangaan. Hulle hou van wat gebeur in Suid-Afrika. Hulle hou van dit. Kry vir julle man, dis al wat ek kan sê, kry vir julle. Of staan op, word deel, doen iets wat reg is, sluit aan, staan sterk, klim in. Nee, klim in. Sodat ons kan vryburgers wees. Eerste vryburgers, dan boere, boere-Afrikaners, Afrikaners, bottergeeste, Engelse, you name it. Maar eers vryburgers. En altyd saam met God. Saam met God. Saam met God. Maak eendrag mag. Dis al. Daar's nie 'n ander manier nie. Fantastiese maandag vir julle. Julle het dinge om te doen, ek het dinge om te doen. Party mense het nog hierdie laaste week as 'n vakansiekie, geniet hom. Ander mense sal weer terug by die werk, wel geniet dit ook. Bou 'n lewe, bou 'n toekoms. Bou 'n legacy. Doen wat reg is, doen wat goed is. Né? Alles wat mooi is vir julle.